Aksielyn Kriege en nuus van die nuus wat jy die naweek kan verwag. Kenners waarsku die agterstand in ballistiese toetse word al groter en uitslae kan nog jare sloer. Dis hoofsaaklik weens 'n tekort aan deskundiges in die polisie en 'n gebrek aan praktiese opleiding wat lei tot foute wat 'n enorme uitwerking op die regsproses kan hê. Jana Smit het met polisiekenners hieroor gesels. Pretoriaaners kan binnekort miljoene hoes vir die uitreik van artikel 54 dagvaardings. Die Tshwane Stadsraad het glo peperduur tenders aan 4 maatskappye toegeken vir die uitreik van hierdie dagvaardings. Al bestaan vrae oor of die maatskappye behoorlik geregistreer is om dit te kan doen. 'n Veel goedkoper tender, wat aan al die vereistes voldoen, is boonop gediskwalifiseer omdat die maatskappy glo versuim het om 'n enkele blokkie op die tenderdokument te merk en ook nie 'n landlynnommer verskaf het nie. Marula Media het ondersoek ingestel. Met sy helder groen vere en slim maniertjies is die ringnek-papegaai 'n groot gunsteling onder voëlliefhebbers. Maar die pragtvoël hou 'n toenemende bedreiging in vir kleiner inheemse voëls en versteur die natuurlike balans van plaaslike ekosisteme. Guy van Sail, voorsitter van die Papegaai-teelersvereniging van Suidelike Afrika, het vir Marula Media vertel hoe groot die probleem is. Omdat die gemeenskap van wie wou in Limpopo weet hoe belangrik gehalteonderrig in jou moedertaal is, het hulle vroeër vanjaar besluit om self hand aan die ploeg te slaan en 'n splinternuwe Christelik-Afrikaanse landboukollege op te rig. Die vaardigheidsakker op Amersfoort Plaas sal na verwagting in 2029 sy deure open en is daarop gemik om Afrikaner jongmense in hulle moedertaal op te lei in landbou en ambagsvaardighede, binne 'n Christelike raamwerk natuurlik. Janice Du Plessis die plaas besoek, waar die landboukollege reeds besig is om vorm aan te neem. Johan Brummer, bekend as die sanger Fat Man, het oor die afgelope jaar altesaam 42 kg afgeskit. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar sy gesondheidsreis het sy lewe onherroepelik verander. Hy het in 'n video-onderhoud met Leonie Besuidnout gesels oor sy gewigsverlies en die impak daarvan op sy lewe en loopbaan. Hoewel Bianca Langedyk maar 19 jaar oud is sy reeds besig om golwe in die Afrikaanse vermaakbedryf te maak. Sy is deesdae en kyk net sy jongste dramareeks Appels en Tee te sien. Hierin vertolk sy die rol van Annie, 'n dowe karakter met 'n unieke lewenslus en uitkyk op die lewe. Bianca is nie werklik doof nie en moes deur 'n lang opleidingsproses gaan om te verseker dat sy die karakter reg vertolk. Mizaan van Wyk het met haar oor die interessante reis gesels. Lees dit alles die naweek net hier op marulamedia.co.za.